Geliefdes, ek weet nie wanneer laas ek die voorreg gehad het om net in die bank te staan en te aanbid nie, maar ek dink baie keer vergeet ons die voorreg wat ons het om net te kan aanbid en 'n aanbiddingsspan te kan hê wat ons lei in die teenwoordigheid van die Here. Kan ons hulle 'n lekker handeklap gee asseblief? Baie baie dankie aan elkeen. Nou op daai noot vanoggend, die tema vir my boodskap is trek jou dansskoene aan. Trek jou dansskoene aan. In 2 Samuel hoofstuk 6 vanaf vers 13 tot 15 lees ons die volgende. En toe die draers van die ark van die Here 6 tree geloop het hy 'n bees en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Daarby het Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die Here. En Dawid was omgord met 'n linde skouerkleed. So het Dawid en die hele huis van Israel aan die ark van die Here met gejuig en basuingeklank opgehaal. Geliefdes, ek wil hê jy moet hier sien dat die woord van die Here vir ons sê dat Dawid het so voor, die Bybel sê vir ons dat sy vrou eintlik gedink het hy is 'n bespotting, want hy het soveel vreugde en blydskap gehad en voor die Here gejuig en voor die Here gedans. In Psalm 34 vers 2 lees ons, ek wil die Here altyd loof, sy lof sal altyd deur in my mond wees. Wanneer ons dink aan lofprysing, dink ons aan 'n span musikante. En ons dink aan iemand wat kan leiding vat. Maar ek wil vanoggend vir u op 'n ander pad neem. Ek wil vanoggend vir u 'n ander moontlikheid wys. Want daar is 'n gebruik, daar is 'n geestelike dissipline, daar's 'n geestelike krag daaraan wanneer ek en u lofprysinge uitspreek. Sang is wonderlik, musiek is geweldig, maar daar is iets daaraan as ek en u 'n offer van lof bring deur lofprysinge uit te spreek in die oggend of in die middag of in die aand. Die Bybel sê vir ons Daniël het dit 3 keer 'n dag gedoen en ons gaan net nou daarby uitkom. Psalm 35 vers 27, hy sê, laat hulle jubel en bly wees wat 'n behaag het in my geregtigheid en laat hulle altyd deur sê, laat hulle altyd deur sê, groot is die Here wat 'n welbehaag het in die vrede van sy knegt. Groot is die Here. Dis nie 'n lied nie, daar's nie musiek by nie, dis net 'n verklaring wat iemand maak en hy sê die Bybel sê ons moet dit altyd deur sê. So maak slank 'n aantekening daarvan, ek gaan net vir die verduidelik hoekom ek so sê. In Psalm 71 vers 6, hy sê, op u het ek gesteen van my geboorte af, van die moederskoot af is u my bevryder, oor u is my lof altyd deur. Die psalmdigter het iets hier geleer. Hy het geleer dat die lof van die Here altyd deur in sy mond is. Dis nie iets wat ek hoef op te werk nie. Die lof van die Here, vir my as kind van die Here, is die lof van die Here altyd deur in my mond. Ek moet net leer om dit uit te spreek. Nou in Daniël hoofstuk 6, in vers 11 lees ons, en net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy bokamers venster gehad, wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid, en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Die woord van die Here sê vir ons, 3 keer 'n dag het Daniël op sy knieë geval, of hy lus was en of hy nie lus was nie, of het goed gegaan het en of het nie goed gegaan het nie, of sy lewe bedreig was, want hier was sy lewe bedreig, het hy 3 keer 'n dag, het hy op sy knieë voor die Here geval, hy het gebid en hy het lofprysinge uitgespreek. En ek wil hê vanoggend ons moet hierdie dissipline aanleer om lofprysinge uit te spreek elke dag van ons lewens. Psalm 103 vers 1. Hy sê, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Dan begin hy sê, wat jou ongeregtighede vergewe, wat jou krankhede genees, wat jou verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Wat doen die psalmdigter hier? Hy spreek lofprysinge uit teenoor die Here, en hy doen dit daagliks, miskien soos Daniël ook, 3 keer 'n dag. En ek wil jou vanoggend uitdaag, in die begin van hierdie diens, wil ek jou vanoggend uitdaag om 25 karaktereienskappe in die woord van die Here te gaan opsoek. Ons het hier sommer 'n klomp genoem, jy gaan nog 'n klomp kry soos ons aangaan vanoggend. 5 vir elke dag.
om net iewers in jou dag, lunchtyd, maak nie saak nie, as jy buitekant loop, waar jy ook al is, om 5 lofprysinge te kry, wat jy elke dag oor jou lewe uitspreek. Maak dit 25 vir elke dag, maandag tot vrydag, saterdag en sondag herhaal jy al 25. Ek wil vanoggend uitdaag om te kyk wat gebeur wanneer jy die lofprysinge van die Here op jou lippe neem en begin om die lof van die Here te verkondig oor jou lewe, oor jou gesin, oor jou besigheid, oor jou finansies, oor jou gesondheid, die lofprysinge van die Here uit te spreek een keer 'n dag. Hoekom? Ek is bly jy vra. Nommer 1, want lofprysing verander die atmosfeer. Lofprysing verander die atmosfeer. Jy het al agtergekom dat woorde bepaal 'n atmosfeer in 'n huis. Jy kan dadelik, as daar 'n bekleierery in die huis was en jy kom daarin, kan jy dadelik agterkom, die atmosfeer is gelaai met negativiteit en haat en woede ensovoorts. Jy kan dit aanvoel. Maar as jy in 'n huis inkom waar daar lofprysinge uitgespreek word, dan voel jy die atmosfeer is anders. Dis verwelkomend, dit bring jou binne in, dit trek jou nader. Hoekom? Want die atmosfeer van daardie huis het verander. En ek dink omdat ons nie kan sien nie, en omdat ons nie vir die fisies dalk nie kan aanvoel nie, voel ons baie keer dat ons woorde nie 'n atmosfeer kan verander nie. Maar jy kan die atmosfeer verander in jou werksplek, in jou huis, in jou lewe, jou skool, waar jy ook al is. Jy het volgens die vermoë in Christus Jesus om die atmosfeer rondom jou te kan verander. Die Bybel sê vir ons in 2 Kronieke 5 vers 13. En toe die trompetblaasters en die sangers almal saam eensstemmig begin om die Here te prys en te loof. En net toe hulle die stem verhef met die trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente en met loof die Here, want hy's goed, want sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Daar kan jy klaar nommer 1 neerskryf. In die huis van die Here het dit vervul met 'n wolk. Dit is vervul met 'n wolk. Net toe die priesters hulle stem verhef en begin lofprysing, verklaringe maak in daardie huis, in daardie gebou, in daardie plek. Kom aan kerk van die Here, ons is die tempel van die Heilige Gees. Wanneer ek en u die lofprysinge van die Here op ons lewens neem, verander die atmosfeer, dalk nie buite nie, maar die atmosfeer binne verander beslis. Die Bybel sê en hulle kon nie, die priesters kon nie van weer die wolk staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van God gevul. Baie keer vra mense, hoekom val mense onder die krag van die Here? Hier sien jy dit, waar die priesters nie kon staan nie. Die heerlikheid van die Here was net te groot geweest. Hoe het daai heerlikheid van die Here gekom toe mense begin het om lofprysinge uit te spreek in daardie omstandigheid? En ek wil vanoggend hê jy moet leer om die lofprysinge van die Here uit te spreek. Doen dit oor jou familie, doen dit oor jou huwelik, doen dit oor jou finansies, doen dit oor jou gesondheid. Spreek die lofprysinge van die Here uit. Verklaar vanoggend, die Here is goed en sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. In Handelinge hoofstuk 16 vers 25, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van die Here gesing. Luister, daar was nie 'n koor nie, daar was nie 'n band nie, dit was hulle twee. En die Bybel sê, hulle het lofprysing tot eer van God gesing, en die gevangenes het na hulle geluister. Mense, die gevangenis is 'n plek van wanhoop. Dis 'n plek van haat baie keer. Dis 'n plek van seer en van hartseer en van bitterheid ensovoorts. Maar die oomblik toe hulle 'n lofoffer, toe hulle begin om lofprysinge teenoor die Here uitspreek, het die ander na dit geluister en dit het die omgewing, dit het die atmosfeer in die hele tronk verander. Die Bybel sê skielik kom daar 'n aardbewing, soos die fundamente van die gevangenes geskit het, en onmiddellik het die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. Het my so geseën toe ek dit lees vanoggend, want ek besef net, wanneer ek begin of lofprysinge uit te spreek in my lewe, en die wat rondom my is, kom ook los as gevolg van my lofprysinge. Begin om in jou erf te loop en lofprysinge uit te spreek teenoor die Here, en kyk hoe jou bure langs jou en die mense rondom jou begin om die Here te dien, vry raak van goed. Hulle weet nie hoe nie, hulle weet nie wat gebeur, maar ewe skielik raak hulle vry. Hoekom? Want toe Paulus en Silas begin om lofprysinge uit te spreek in die gevangenis, sê die Bybel, het die boeye van almal rondom hulle het losgeraak. Kerk, hier vanoggend 'n geestelike krag wat ons nie moet miskyk nie. Die Bybel sê die tronkbewaarder het wakker geword, en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy sy swaard uitgetrek en homself om die lewe bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Luister, die atmosfeer het so verander dat die gevangenis nie eens gevlug het nie. Hulle wou net daar bly.
Die gevangenisdeure is oop. Maar die atmosfeer was so gelaai met die teenwoordigheid van die Here, dat selfs die mees geharde gevangenes wat daar was, het nie eers probeer vlug nie. Hulle het meer gesoek van die teenwoordigheid van die Here. Hoekom? Want die atmosfeer het verander. Waarmee gaan ons rond? Wat sê ons oor ons huis? Wat sê ons oor ons land? Wat sê ons oor ons dorp? Wat sê ons oor ons gemeente? Wat sê ons oor ons gemeenskap? Oor ons eie lewens, oor ons gesondheid, oor ons bankrekening? Wat sê ons vanoggend? Die Bybel sê ons moet lofprysing teenoor die Here uitspreek elke dag, elke oomblik, soos Daniël 3 keer 'n dag, soos sy gewoonte was, om lofprysinge uit te spreek. Ek weet almal kan nie sing nie, en ek weet almal is bietjie vals hier en daar, maar vanoggend kan ek en u, elke een kan vanoggend lofprysinge uitspreek, of jy vanoggend 10 jaar oud is, of jy vanoggend 80 jaar oud is, dalk in 'n bed vasgekluister lê, jy kan vanoggend lofprysinge uitspreek tot eer van die Here. Kan ek een amen kry asseblief? Nommer 2, lofprysing bring hoop, geloof en oorwinning. Dit bring hoop, geloof en oorwinning. In 2 Kronieke 20 vers 21, en hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die Here sangers opgestel in heilige sieraad, wat moes lof sing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapenis moes sê, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Dink jouself vir 'n oomblik voor, hier is 'n weermag wat in 'n rigting gaan, en die bevelvoerder sê, stop, wag so 'n bietjie. Al die voorsangers, kom, julle gaan voorloop, sonder wapens, sonder 'n skild, sonder beskerming. En al wat julle gaan doen is, julle gaan verklaar, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. En die Bybel sê, en die oomblik, ek wil jy moet sien, elke keer as daar 'n lofprysing uitgespreek word, sê die Bybel, daar dieselfde oomblik, gebeur daar iets. Al sien ek dit nie op die oomblik nie, gebeur dit. En op die oomblik, toe die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon en Moab en die mense van die gebergte Seir, wat in Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. En die kinders van Ammon en Moab het naamlik opgetree teen die inwoners van die gebergte Seir, om hulle uit te roei en te verdelg. En toe hulle by die inwoners van Seir klaar was, het hulle mekaar sommer in die verderf gehelp. Ek wil jy moet sien volgend, hier kom 'n vyand aan teen Israel, 'n vyand van siekte, 'n vyand van finansiële verknorsing, 'n vyand van egskeiding, 'n vyand van probleme. Hierdie probleme kom aan na die volk van die Here, toe die Here sê, jy moenie swaard uithaal nie. Kom ek wys julle die krag wat daar is, wanneer jy begin om lofprysinge uit te spreek. En hy sit die mense daar vooraan. En hulle begin verklaar, al wat hulle verklaar het is, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. En ek wil hê jy moet sien vanoggend in jou gees oog, wil ek hê jy moet sien hoe begin hulle. En hulle begin, loof die Here, want hy is goed, terwyl hulle broeke bewe, want ek meen, kom 'n weermag teen hulle aan, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En soos hulle nader beweeg, word hulle al hoe meer gespanne en al hoe meer bang, en hulle bewe al hoe meer, tot daar die eerste soldaat voor hulle val, sonder dat Israel 'n vinger verroer het. En dan kom hulle al hoe harder, en al hoe meer vrymoedigheid kom in hulle stem uit, en hulle roep later uit, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En ek dink, op die einde, sê die Bybel vir ons, die inwoners van Seir het mekaar in die verderf gehelp. Ek dink, toe kon jy daardie volk nie stilhou nie. Ek dink, dit was nie die voorsangers nie. Ek dink die hele volk het toe uitgeroep, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Ek wil jy moet vanoggend dit op jou lippe neem, maar dit is klaar in jou mond. Die Bybel sê die lofprysinge van die Here is in ons mond as kinders van die Here. En ek wil jy begin spreek oor daardie omstandigheid wat aankom na jou toe, daardie leeu wat jou wil verskeer, daardie omstandigheid wat jou toe kom. Ek wil jy moet vanoggend jou stem verhef, en jy moet net vanoggend verklaar, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hulle het dit verklaar, en dit het hoop gebring waar daar nie hoop was nie. Dit het geloof van hulle wakker gemaak, en op die einde van die dag het dit oorwinning gebring. Ek hoef dit nie op te werk, ek hoef dit nie te doen nie. Al wat ek vanoggend hoef te doen is, ek hoef net vanoggend lofprysinge uit te spreek, en dan kom daar hoop in my hart, dan kom daar geloof in my hart, en dan kom oorwinning in my lewe. Psalm 71 vers 14. Maar ek sal altyd deur hoop en al u lof vermeerder.
Soos die lof van die Here vermeerder, so vermeerder ons hoop. Jy kan vanoggend hier inkom en jy kan nie hoop hê nie, maar die oomblik as hierdie voorsangers wegtrek en jy begin saam die Here te loof en te prys, daar kom hoop, geloof en oorwinning in jou hart. En jy het ingekom met 'n ding, maar jy gaan uit as 'n oorwinnaar. Jy het ingekom met 'n pyn, maar jy gaan uit as 'n oorwinnaar. Jy het ingekom met vrae, maar jy gaan uit as 'n oorwinnaar. Hoekom? Want dis wat lofprysing doen. Ek dink dis hoekom die vyand ons probeer keer en probeer weghou. En ek sê weer eens, dit vat 'n minuut. Dit vat letterlik 1 minuut om 5 lofprysinge uit te spreek in jou lewe op 'n dag. Van jou hele dag vra ek van jou 1 minuut. Nommer 3, kan ek aangaan? Lofprysing maak my bewus van God se teenwoordigheid. Die Here is alomteenwoordig, maar lofprysing, wanneer ek hierdie lofprysing begin uitspreek, maak dit my bewus van God se teenwoordigheid. Psalm 22 vers 4. Tog eers die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. As Jesus net nou en dan kom kuier, spreek jy te min lofprysing uit. Kom aan, want hy woon onder ons lofprysinge. Daar's iets wat gebeur in die geesteswêreld, iets wat gebeur in die hart van God, wanneer ek en u in geloof lofprysinge uitspreek. Want omstandighede lyk dalk so, en daar kom dalk 'n vyand in hierdie rigting, en my liggaam voel so, maar ek spreek lofprysinge uit teenoor die Here, en dit bring die teenwoordigheid van die Here in my situasie. Die Bybel sê vir 2 Kronieke 20 vers 22, en op die oomblik toe hulle die gejubel van die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon. Die oomblik toe hulle begin het om 'n lofprysing aan te hef. Luister baie mooi. Israel het nie geweet wat die Here doen op daai oomblik nie. Hulle het eers later dit gesien. Jy sien, ek spreek nou my lofprysinge uit, maar ek sien nie dadelik resultate nie, en dan stop ek en ek hou op om dit te doen in plaas daarvan om soos Daniël dit 'n daaglikse gebruik te maak in my lewe en iewers 'n minuut te vat en die lofprysinge van die Here uit te spreek volgens die woord van die Here. Psalm 43 vers 4. Hy sê dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap en kan loof met die siter, o God, my on. Kan ingaan na die altaar van God, ingaan na die teenwoordigheid van die Here. Daar's iets in die teenwoordigheid van die Here wat net bereik kan word wanneer ek en u lofprysinge uitspreek. Psalm 100 vers 4 sê, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met loofgesang, loof hom, prys sy naam. Die sleutel tot die teenwoordigheid van die Here, natuurlik is dit deur die bloed van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees, maar daardie sleutel wat ons laat ingaan, is lofprysing. En ek sê weer eens, ek was so klem daarop lê vanoggend, ek praat nie vanoggend van sang nie, ek praat nie vanoggend van musiek nie, dit het sy plek en is wonderlik, maar nie almal het daardie gawe nie. Ek praat vanoggend van my en van jou, wat eenvoudig net lofprysinge op ons lippe neem en dit uitspreek, een keer 'n dag, in ons lewens in. Nommer 4, lofprysing, hier is so belangrik, lofprysing plaas my gees in beheer. Ons weet ons is gees, siel en liggaam, maar die meeste van ons word beheer deur die vlees, of deur die siel, jou wil, jou denke en jou emosie. En die woord sê vir ons, as ons in die gees wandel, sal ons nie die begeerlike van die vlees toegee aan nie. En ek en u moet leer om in die gees te wandel, en dit is een van die moeilikste goed, maar luister baie mooi wat sê die woord van die Here. In Psalm 42 vers 6, skryf die psalmdigter die volgende, hy sê, hy praat met sy siel, hy sê, wat buig jy jou neer, o my siel? En wat is jy onrustig in my? Hy praat met 'n derde persoon, want sy gees is in beheer. Sy siel moet luister en sy liggaam moet reageer. Hy praat met sy siel, en partykeer het ek nodig om met my siel te praat. Want my siel het sy eie idees, my siel het sy eie weg wat hy wil gaan, en my siel is partykeer nie lus nie. Kom aan kerk van die Here, jy kom partykeer in die kerk en jy is nie lus om die Here te loof nie, jy siel is vir 'n preek, jy is eintlik lus om hier te wees nie. Dis net eenvoudig die siel, en ek moet my siel aanspreek en sê, weet jy gaan vandag die Here loof en prys. Jy gaan vandag die teenwoordigheid van die Here ervaar. Jy moet jou siel aanspreek, dis wat die psalmdigter gedoen het. Wat buig jou neer, o my siel, en hoekom is jy onrustig in my? Hy sê, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Ek sal hom nog loof. Partykeer het ek nodig om my siel aan te spreek.
Partykeer, my persoonlik, het ek nodig om my siel net stil te maak. Dan sê ek vir myself, word stil my siel. Luister na die stem van die Here. Jy moet met jou siel praat. Jy, geesmens, in Christus Jesus, moet met jou siel praat. Dis al hoe jou gees in beheer kom, jou gees gelei deur die Heilige Gees. Dis een van die aspekte wat ek nodig het, sodat my gees in beheer kan kom. Ek moet leer om my siel onderdanig te maak aan my gees. Hoe doen ek dit? Deur te praat. Dawid sê in Psalm 103 vers 1, loof die Here o my siel. Hy spreek dit aan, loof die Here o my siel. En wat moet jy doen? Vergeet nie al sy weldade nie. Paulus praat met sy siel, hy sê onthou net. Hy praat met homself. Onthou wat die Here vir jou gedoen het. Onthou wat die Here vir jou gedoen het. En ewe skielik weer eens kom daar hoop, geloof en oorwinning. Die oomblik as ons begin om lofprysing uit te spreek teenoor die Here. En ek sê weer eens, die vlees is nie altyd lus nie, die liggaam het omtrent nooit lus nie. Maar as na die oomblik dat ek my gees moet opstaan, sê weet jy, ek is gees, ek besit 'n siel, ek woon in 'n liggaam en ek vat verantwoordelikheid en ek vat gesag oor my siel en sê jy sal die Here loof. Want onthou net, jou gees wil altyd die Here loof. Dis nie jou gees wat die probleem is nie, dis jou sielsarea. En daarom spreek hy sy siel aan. Hy sê in Psalm 103 vers 22, loof die Here al sy werke op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here o my siel. Weereens spreek psalmdigter sy siel aan en sê siel, loof die Here. Loof die Here. Psalm 146 vers 1, halleluja, loof die Here o my siel. En so gaan dit aan reg deur die psalms. Die psalmdigter het agtergekom dat ek moet beheer neem van my siel wat nie lus is nie en my liggaam wat eenvoudig net nie omgee nie. Ek moet beheer neem daarvan. En wanneer ek begin om lofprysing uit te spreek, wanneer ek nie so voel nie en wanneer dit lyk asof dit nie werk nie en wanneer my geloof op sy laagste is en ek spreek dit uit, geliefdes, dan staan my gees binne my op en dan kan die Heilige Gees begin werk. So lofprysing plaas my gees in beheer. Kan ek nog eenetjie doen? Nog nie, okay, goed. Lofprysing, hier is so mooi. Lofprysing plaas alles in perspektief. Lofprysing plaas alles in perspektief. Die woord van die Here sê die naam van die Here is 'n sterk toring en hy lig ons op. Hoekom lig hy ons op? Sodat ons bo die omstandighede kan wees. Die Bybel sê vir ons sit saam met Christus in hemelse plekke. Hoekom? Sodat ons vanuit daardie gesagsposisie kan sien wat werklik aan die gang is. Ons is te veel ingestel wat ons kan sien, wat ons kan hoor en wat ons kan met ons sintuie waarneem. Maar lofprysing plaas alles in perspektief. Kom ons lees dit Psalm 103, so 'n paar verse. Hy sê loof die Here o my siel. En alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. En hier kom die perspektief. Hy sê onthou net. Dis die Here wat al jou ongeregtighede vergewe. Dis hy wat jou krankhede genees. Dis hy wat jou lewe verlos van die verderf en wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Dis hy wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. En ewe skielik het ek weer perspektief. Al die stemme van die wêreld word op daardie oomblik stil, want ek besef ek is in die hand van die Here. Ek besef hy is in beheer. Ek besef sy goedertierenheid is tot in al die ewigheid. Ek besef dat hy hou my lewe in sy hand. Ek weet vanoggend my naam is gegraveer op sy handpalm en hy ken vanoggend die hare op my hoof. Hy is vanoggend in beheer en ek is veilig in sy hand. Hy is my herder en ek kom vanoggend niks kort nie. En ewe skielik het ek perspektief. Ewe skielik is die bankrekening een kant en die probleme by die werk is nie aan die ander kant. Hierdie, ewe skielik sien ek my huweliksmaat weer met ander oë, want ek het perspektief gekry. Ewe skielik sien ek weer die wêreld met ander oë, want ek het perspektief gekry. Geliefdes, lofprysing is 'n kragtige wapen in elke van ons hand. Ek wil hê dat die musikante moet vinnig na vorentoe kom asseblief. En hulle gaan vir ons weer daardie eerste lied sing wat ons in die begin gesing het. Asseblief Laniek, waar is jy? Jy moet daai ding vir ons roei. In die eerste plek, lofprysing verander die atmosfeer.